Ons gaan sondagoggende deur die Heidelbergse Katekismus. Ons glo, vandag is ons by Sondag 24 en dit is ook aktueel. Dit sluit regtig aan ook by vanoggend se prediking, die eerste vraag 62. Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? My wetsonderhouding gaan baie duidelik daarby uitkom in die woord van die Here. Die antwoord is, omdat die geregtigheid wat voor die oordeel van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees. God is heilig, absoluut heilig en volmaak, en net dit wat volmaak is, gaan voor hom kan bestaan, en Jesus het volmaak die wet onderhou, en is volmaak heilig, en sy geregtigheid is volmaak. En dan gaan dit aan en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem, en omdat ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is. Daar bevestig dit net. Dan vraag 63, verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon? Die Bybel is baie duidelik daar oor die beloning van goeie werke, dat jy beloon gaan word. Antwoord, hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee. So die beloning word ook uit genade gegee. Vraag 64, maar maak hierdie nie mense onverskillig en roekeloos nie? Antwoord is nee, want dit is onmoontlik dat 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. Dit sluit 100% aan by die laaste gedeelte van my boodskap. U moet net mooi volg vanoggend, want dit kan verwarrend wees en dit maak baie mense deurmekaar. Jy is dit waaroor ons nou gelees het in die Heidelbergse Katekismus. Ons teksgedeelte is weer vanoggend Romeine 12 vers 2. Ek gaan ook Markus 3 vers 32 en 35 lees. Maar voor ons daar saam lees, kom ons sluit net die oë en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons aanbid U in hierdie môre as die lewende Here, as die Almagtige, as die alomteenwoordige, as die ewige goeie God, Here, wat voor wie ons verstom staan, omdat ons vir U kan ken. Dat U self in ons geopenbaar het, deur die woord, ja Here, dat ons vir U kan ken, omdat U in Jesus Christus afgekom het na ons toe, dat U ons harte aangeraak het. Dankie dat U self in ons geopenbaar het, en daarom buig ons voor U, en ons buig met ons sag voor U woord, en ons wil ook in hierdie oggend bid dat U met ons sal praat deur die woord, Here, dat U deur die Gees wat ons lewend gemaak het, en wat ons in Christus verseël het, dat U deur U Gees tot ons harte sal spreek, en ons harte sal praat, en die woord deel sal maak van ons lewens. Praat U met ons, Here, ons bid dit om U naam se ontwil. Amen. Ek lees net weer vers 2 van Romeine 12. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Miskien moet ek net sê, dis die derde boodskap oor Romeine 12 vers 1 tot 2 en volg eintlik op mekaar. Dan Markus 3, 'n skare het rondom hom gesit, dis rondom Jesus, en hulle sê toe vir hom, kyk, u moeder en u broers en u susters is daar buite en soek u. Maar hy antwoord hulle en vra, wie is my moeder en my broers? Hy het na die mense gekyk wat rondom hom sit en gesê, kyk, hier is my moeder en my broers. Want elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder. Ons tema vanoggend is, vind jou vreugde daarin
om die goeie wil van God te ken en te doen. Om die wil van God te ken en te doen. Kom ons vra dit as 'n vraag. Vind jy jou vreugde daarin om die goeie wil van God te ken en te doen? Is dit jou vreugde? Om God se wil te ken en te doen. Is dit jou vreugde? Is dit die ding wat jou vreugde gee in die lewe? Of is daar baie ander goed wat jou vreugde gee? Baie meer as dit. Vind jy jou diepste vreugde en vervulling daarin om te weet ek doen God se wil? In die Ou Testament vind ons aangrypende getuienis in die psalms van hoe God se ware kinders hulle diepste vreugde gevind het in die doen van God se wil, die uitvoering van sy duidelike voorskrifte in die wet van God. Psalm 40 getuig Dawid, om u wil te doen, my God, is my een begeerte. Aangrypend die getuienisse van die digter van Psalm 119. Psalm 119 gaan amper net daaroor. Ek noem net enkele voorbeelde. In u voorskrifte vind ek vreugde. Nog steeds is u bepalings my grootste vreugde. Hulle is my raadgewers. Waarvan praat hy daar? Hy praat van die wet. Dis waarvan hy praat. Begelei my op die pad van u bevele, want daarin vind ek vreugde. Psalm 147, vers 47, ek vind vreugde in u bevele wat ek liefhet. Psalm 192, as u wet nie my vreugde was nie, sou ek in my ellende vergaan het. Psalm 119, vers 97, hoe lief het ek u wet, 10 gebooie. Die hele dag dink ek daaroor na, want dit is God se wil. Is dit nie aangrypend nie? Is dit hoe jy oor die wet van God voel? As jy dit lees, maak dit iets los in jou hart, want dit is God se wil, warm. Vind jy die diepste vreugde daarin om God se wet te bestudeer en te gehoorsaam en dit wat daarmee saamhang? En dan sal dit nie net bly by lees en oordink nie, maar oorgaan in dankbare gehoorsaamheid aan God se wil, wat my vul met vreugde en blydskap. En daaroor is die psalmdigter duidelik. Nog 'n vers uit Psalm 119. Ek het u bepalings as blywende erfporsie ontvang. Dit is die vreugde van my hart. Ek rig my hart daarop om u voorskrifte uit te voer, vir altyd, tot aan die einde toe. Dis in sy hart. En in dit wat hy doen. Geliefdes, elkeen van die 10 gebooie, en die een oor die Sabbat ook, hy is in Christus vervul, maar die beginsel is nog steeds van toepassing. As die openbaring van God se wil, al sy morele wette, geld nog steeds vandag vir God se kinders. Hoe weet ons dit? Jesus bevestig die geldigheid van God se wet in die bergpredikasie. Jesus self was sonder sonde, soos ons nou gehoor het uit wat ek gesê het by die Heidelbergse Katekismes, en het die wet van God as sy Vader se geopenbaarde wil volmaak onderhou. En daarom lees ons in Matteus 5 vers 17 tot 19 dat Jesus sy verbintenis aan die wet van God en die permanente geldigheid van die wet vir my en jou as God se kinders bevestig. En dan sê Jesus, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreep, jota of titel, dis die kleinste vokaal en konsonant in die Hebreëse alfabet, van die wet sal wegval voordat alles voleindig is. Die wet staan vas, sê Jesus. Nou die Ou Testament profesie is in Christus se geboorte, lewe, kruisdood en opstanding vervul. Al die seremoniële wette, die tempelwette, die koswette, die offerwette, is in en deur Christus vervul. Maar die morele wette, en dit wys die Nuwe Testament baie duidelik vir ons, die 10 gebooie geld steeds vir ons en Jesus bevestig dit. En daarom het Jesus van sy volgelinge verwag dat hulle die morele wet van God, die 10 gebooie, sal gehoorsaam om so die wil van God te doen.
Jesus is baie duidelik daaroor. Ons lees verder in Matteus 5 vers 19 tot 20, waar Jesus sy disippels oor die wet leer, dan sê hy vir hulle, wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Dis Jesus wat dit sê. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. As julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die fariseërs nie, sal julle nie die koninkryk ingaan nie. Baie duidelik. Moenie aan die wet van God torring nie. Moenie op enige manier afgoderry of leuns of diefstal of egbreek of om te begeer op enige manier akkommodeer of goed praat nie. Jesus sê, ontrouheid aan die wet van God sal jou uit die hemel hou. Dis wat hy sê. Maar hy gaan nog verder. En maak die eise van die wet nog moeiliker. Dis soos 'n mes wat skerp is, dan slyp hy die mes. Hy maak hom nog skerper. Deur die eise daarvan ook op die begeertes van ons harte van toepassing te maak. Sodat die nakoming van die wet nie net in die uiterlike nakom daarvan bestaan nie, maar 'n gehoorsaamheid is wat ook die begeertes van jou hart aan bande lê. Jesus sê, die wet geld vir die begeertes van jou hart ook, nie net wat jy doen wat mense kan sien nie. Jesus se toepassing van die 7de gebod is 'n goeie voorbeeld. Jesus sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie. Wel, ons steur ons doodgewoon net nie daaraan nie. Steur ons nie daaraan nie. Ek hoef daaroor niks meer te sê nie. 7de gebod. En dan sê Jesus, dan maak hy dit nog skerper. Baie skerper. Dan sê hy, maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. As gelowige moet jy dus nie net die wet van God, die 10 gebooie, as die openbaring van God se wil elke dag in jou lewe en dade prakties gehoorsaam nie, maar jy moet God se wet in jou hart koester en die diepste begeertes van jou hart daarvolgens inrig. Dis wat Jesus sê. Ons lees van Jesus net wat ons wil lees. Die profete het dit immers voorspel. Ek sal my wet in hulle binneste gee en dit op hulle harte skryf. Jeremia 31. Jesus sê, dit gaan hier in binne wees. Jesegiel 36. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Want dit was die probleem van die grootste gedeelte van die volk Israel. Hulle was nie gehoorsaam nie. En die Here sê, ek gaan my gees gee, ek gaan my wet in julle harte gee, dat julle my wet sal gehoorsaam. Jesus het dus baie duidelik sy disippels bo alles geleer om God se wil te doen deur die gebooie en die wet van God te onderhou en te gehoorsaam. En wanneer Jesus sy disippels leer om te bid, is dit hier ook duidelik. Dan leer hulle bid en sê, ons Vader wat in die hemel is, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. As jy bid dat God se wil sal geskied, dan sal jy ook bid dat God jou sal help om sy wil te doen. Dan is dit die begeerte van jou hart, want jy bid daarvoor. Jesus het by die herhaling sy disippels geleer, om nie net hoorders van die wet te wees nie, maar om God se wet te gehoorsaam en sy wil te doen. Hy het gesê, die fariseërs, doen wat hulle leer, maar moenie doen wat hulle doen nie, want hulle gehoorsaam nie die wet nie. Lukas 11 sê Jesus vir die disippels, waarlik gelukkig is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou. En as Jesus oor die woord van God praat in sy tyd, dan praat hy van die Ou Testament. Nie van die Nuwe Testament, die was nog nie daar nie. En dan spel Jesus dit ondubbelsinnig uit in Markus 3. Ons teksgedeelte, ek lees dit weer in hierdie konteks. Skare het rondom gesit en hulle sê toe vir hom, kyk, die moeder en broers en susters is daar buite en soek hom, maar hy antwoord hulle en vra, wie is my moeder en my broers? Hy het na die mense gekyk wat rondom hom sit en gesê, kyk, hier is my moeder en my broers. Want elkeen wat die wil van God doen, is my moeder en my suster en my moeder.
is my broer en my suster en my moeder. Hy het nie gesê, elkeen wat my aangeneem het, is my broer en my suster en my moeder nie. Nee, hy sê elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder. Is jy broer en suster van Jesus? Is jy kind van God? Dan sal jy leef, 'n lewe leef waar die doen van God se wil jou lewe kenmerk. In die parallelle gedeelte, in Lukas sê Jesus, wie na die woord van God luister en dit gehoorsaam, hulle is my moeder en my broers. So Jesus sê dit by herhaling, by herhaling, by herhaling. Dis duidelik, die doen van God se wil was vir Jesus gehoorsaamheid aan God se woord in die Ou Testament, met die wet as die spitspunt daarvan. In die samevatting van die wet, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Deuteronomium 6 vers 4, die Shema. En dis 'n samevatting van die hele wet. Die doen van God se wil wat uitmond in die gehoorsaamheid aan God se wet, was ook vir Jesus ten nouste gekoppel aan sy disippels se liefde vir hom. Maar dan kom Jesus en dan sê hy vir hulle, as julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. Lê nie net in die mond nie. Jesus herhaal dit keer op keer. Wie my gebooie het en dit onderhou, hy's die een wat my liefhet. Johannes 14:21. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly. As julle my gebooie onderhou, as julle gehoorsaam is. Jesus se heel sterkste uitspraak oor die absolute belangrikheid en noodsaak hoekom God se kinders God se wil moet doen, vind ons in Matteus 7, bekende gedeelte, wat ons nie baie lief is om te lees nie. Daar het Jesus vir sy disippels gesê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Wie gaan in? Maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En soos ons nog gehoor het, om my God se wil te doen, is om gehoorsaam te wees aan sy wet. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in U naam gepreek nie, deur U naam bose geeste uitgedryf en deur U naam baie wonders gedoen nie. En dan sê Jesus vir hulle, dan sal ek openlik vir julle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Wie gaan in? Die wat die wil doen van die Vader. Wie bly buite? Die wat die wet van God oortree. Dis wat Jesus sê. Baie duidelik. Oor en oor. Kom ons kyk mooi wat Jesus hier sê. Net mense wat God se wil doen, sal die koninkryk van die hemel binne gaan, en die mense wat die wet van God oortree, sal Jesus openlik wegwys. En hulle sal nie die koninkryk binne gaan nie. Die 2020 vertaling letterlik staan daar, gaan weg van my, julle wat wetteloosheid bedryf. Letterlik staan daar, mense wie se totale lewe en bedryf, dit waarmee jy elke dag besig is, gekenmerk word deur 'n totale minagting van God se wet en ongehoorsaamheid aan God se wet. Die wetteloosheid waarna Christus verwys, is die absolute teenpool daarvan om God lief te hê en sy wil te doen. En wat hierdie mense se wetteloosheid bedryf, na wie Jesus verwys, die situasie nog erger maak, is die feit dat hulle dit ten spyte van 'n lewe van wetteloosheid Jesus bely as Here. Want hulle sê Here, Here. Dan sê Jesus, julle het nie my wil gedoen nie. Gaan weg, julle wat wetteloosheid bedryf. En daarmee saam, hulle bely Jesus as Here en daarmee saam hulle wetteloosheid bedryf in die Here se naam. Dit wil sê terwyl hulle openlik of in die geheim seksueel onrein, onsedelik geleef het, of egbreek gepleeg het, of gesteel het, of geldgierig is, of voortdurend kwaad praat of lieg, hulle bely dat hulle Christen is. Hulle sê ek glo in Jesus, ek hou aan hom vas. Dan sê Jesus, ek ken jou nie. Jy het die wil van die Vader gedoen nie. Jy het in wetteloosheid gelewe. Terwyl jy sê jy het my aangeneem, terwyl jy sê jy bely my as Here, ek ken jou nie. Gaan weg. Sommige se misleiding is so erg dat hulle selfs preek in die Here se naam, wonders doen, bose geeste uitdryf in die Here Jesus se naam, terwyl hulle openlik wetteloosheid bedryf. Dis nie moeilik om dit bymekaar te sit nie.
As ek openlik in sonde lewe, en ek preek vir u, dan is dit van toepassing op my. Geliefdes, is duidelik, dit is nie diegene wat praat oor God se wil, preek oor God se wil oordink, beplan, bepeins, omdat hulle weet wat God se wil is, wat die koninkryk sal binnegaan nie. Nee, wat sê Jesus? Wie sal die koninkryk van die hemel binnegaan? Net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Dis wat Jesus sê. Dis wat Jesus sê. As jy nou sit in die bank en jy voel so effe ongemaklik hiermee, gaan ek u nie kwaadlik neem nie. Want van die kan dalk vir my sê, dominee, wat jy nou preek grens daarom baie naby aan redding deur verdienste. En eintlik het ek net vir u gelees wat Jesus gesê het. Dis al wat ek gedoen het. Dit wat hy nou gesê het, grens dan aan redding deur wetsonderhouding. En as wat jy sê waar is, dan wil dit lyk of Jesus en Paulus van mekaar verskil. Want as jy nou jou Bybel ken, dan gaan jy dalk vir my sê, het Paulus dan nie geleer dat ons vry is van die wet nie? Gehoorsaamheid aan die wet van God, dis wat mense nou vir my sal sê, klink so asof ons nog in die Ou Testament bedeling van die wet is. Maar ons is mos in die bedeling van die genade. Dalk dink jy in die stilte van jou hart, is ons dan nie vry van die wettiese voorskrifte van die Ou Testament nie? Die Bybel in Hebreërs daai. Hoe moet ek dit verstaan? Paulus leer tog duidelik in Romeine, geen mens sal op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Romeine 3:23-24. Almal het gesondig en hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek deur Jesus Christus. En dan bevestig hy dit in vers 28. Ons is immers daarvan oortuig dat 'n mens regverdig verklaar word deur die geloof sonder die uitvoering van die wet. Nou as jy nou dit wat Jesus gesê het, dit lees en jy kyk nou hierna, dan kan jy dalk wonder. Paulus is tog duidelik. Geen mens sal deur wetsonderhouding vrygespreek en gered word nie. Redding is alleen op grond van genade. Deur geloof sal jy regverdig verklaar word in hom, sonder uitvoering van die wet. Dit kom oor en oor, leer hy dit. En daarbey leer Paulus nog ook dat God se genade in Christus ons vrygemaak het van die vloek van die wet. Wat is die vloek van die wet? Paulus skryf, hy sê, vervloek is elkeen wat nie hou by alles wat in die wet geskryf staan en dit nie uitvoer nie. So wat sê hy eintlik? Hy sê elkeen wat deur wetsonderhouding gered wil word, staan onder 'n vloek as hy dit nie volmaak doen nie. As jy wil gered word deur wetsonderhouding, dan staan jy onder 'n vloek as jy dit nie volmaak onderhou nie. Maar Jesus het gesê, as jy nie die wil van die Vader doen nie, gaan jy nie in die koninkryk binne nie. En die wat gaan buite bly is hulle wat nie die wet onderhou nie. Paulus leer, as gelowiges is ons vry van die vloek van die wet, en ons hoef nie die wet volmaak te onderhou om gered te word nie, want Jesus Christus het die wet volmaak onderhou in ons plek, en het die vloek van God, die straf vir ons sondes gedra. Daarom sê in Galasiërs 3, Christus het ons vrygekoop van die vervloeking van die wet, is nie meer 'n las op ons nie, deur dit in ons plek 'n vervloeking geword het. Jesus sê, sonder dat jy gehoorsaam is in die wet, sal jy nie in die koninkryk ingaan nie. Paulus sê, nou kan ons God met dankbaarheid en vryheid dien, omdat Christus ons vrygekoop het van die vloek van die wet. Miskien wonder jy nou, as jy nou na hierdie gedeeltes luister, Paulus leer baie duidelik, geen mens sal deur wetsonderhouding gered word nie, alleen op grond van genade deur geloof, en elkeen wat deur wetsonderhouding gered wil word, staan onder 'n vloek, as hy dit nie volmaak doen nie. Dit maak ons vry, maar Jesus
sê tog duidelik op soveel plekke, net hy wat die wil doen van my Vader sal in die koninkryk van die hemel ingaan, en is baie duidelik, ek het vir al die tekste gelees, die wil van die Vader, sy spitspunt, is die wet. En daarom het Jesus gesê, gaan weg van my af, en dit sal wees sy woorde op die oordeelsdag, julle wat die wet van God oortree. Verskil Jesus en Paulus, is tog nie moontlik nie. Jesus is beslis, net diegene wat die wet onderhou en die wil van God doen, sal die koninkryk binnegaan, en hy sê vir hulle, as julle ontrouheid nie meer is, as julle getrouheid aan die wet nie meer is as die fariseërs nie, dan gaan dit julle uit die koninkryk uithou. Paulus is beslis, geen mens sal deur wetsonderhouding gered word nie. Inteendeel, as jy probeer om deur wetsonderhouding gered te word, sal die vloek van God jou tref, omdat jy die wet van God nie volmaak onderhou het nie. Jy kan nou verstaan dat mense vir Paulus lees, en dan lees hulle die evangelies, en dan raak hulle die mekaar. Veral as hulle nie die Bybel ordentlik lees nie, net so bolangs. Is dit skaakmat vir God, vir die woord van God? Nee. Jesus as die seun van God, en Paulus as apostel van Jesus. Hy het gesê, al wat ek wens is om vir Jesus te ken. En Jesus het dit oor die wet gesê. So hy is die apostel van Jesus. Hulle verkondig albei die waarheid van God se woord uit verskillende hoeke. Maar as ons net die Bybel so vinnig lees, en ons hart op so oor hom, gaan ons die mekaar raak. Baie die mekaar. As jy na 'n boom sou kyk, praat Jesus oor die vrugte as bewys van ons geloof en verlossing. Wetsonderhouding en die doen van God se wil. Paulus praat oor die wortel, die diepste fondament en grondrede van ons geloof en verlossing is redding uit genade alleen, deur geloof in Christus alleen. Hulle kyk uit twee hoeke uit, na dieselfde boom. Ons moet onthou, al het Christus ons verlos van die vloek van God, wat elkeen buite Christus tref, wat nie die wet volmaak onderhou nie, bly die wet steeds die openbaring van God se volmaakte wil. Die genade in Jesus Christus trek nie 'n streep deur die wet as die geopenbaarde wil van God nie. So ek kan nie maak wat ek wil nie. Maar dit stel jou in staat om dit te onderhou. En wanneer jy as gelowige soek om God se wil te doen, behels dit heel eerste die geopenbaarde wil van God in sy wet, sowel as die ander opdragte wat Jesus vir ons gee. As mense vra, wat is die wil van die Here? Dink hulle nie aan die wet van God nie. Dis God se wil vir jou lewe. As jy wil weet wat God se wil is vir jou lewe, dis God se wil vir jou lewe. Helder en duidelik. En geliefdes, is hier waar ons teks in Romeine 12 vers 1 tot 2 ons help om die verhouding tussen redding uit genade deur geloof en wetsonderhouding as die vrug van geloof te verstaan. Romeine 12 vers 1 tot 2 bring dit bymekaar. Ek lees weer vir u die woorde daar. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kom ons kyk weer na die boomprentjie. Die wortel van die boom, geregverdiging deur geloof alleen, die vrugte van die boom, onderhouding van die wet. Geliefdes, om die God wat jou uit genade, deur geloof in Christus gered het, waarlik te aanbid, en dis die boodskap van Romeine 12, moet jy op grond van sy onverdiende genade, sy guns, sy goedheid, uit dankbaarheid jouself as 'n lewende offer aan Christus gee. Dis so, ek gaan nou net so greep vat uit die vorige twee boodskappe uit. Jy is afgesonder vir God. Jy is heilig, jy is eenkant gesind vir God. Jy het nie seggenskap oor jou eie lewe meer nie. God se heilige wil het die enigste seggenskap oor jou lewe, meer as in die Ou Testament. Die wet van God in die Ou Testament tel meer vir jou as vir hulle. Want jy is gekoop. Jy behoort nie aan jouself nie. Jy is 'n offer, so jy wil niks terughou nie. Alles is op die altaar.
Jy verloon jou eie regte, jou wil, om uit dankbaarheid sy wil te doen en sy wet te gehoorsaam. Omdat jy uit genade gered is. Jy's duur gekoop deur sy bloed. Jy wil nie meer jou liggaam toelaat om sonde te doen nie. Jy vlug weg daarvan. Jy het net een begeerte, en dit is om Jesus tevrede te stel. Om sy wil te doen, omdat jy aan hom behoort. En as lewende en heilige offer, smeek jy vir God om jou heilig te maak. Dis die begin van 'n lewenslange pad van heiligmaking, saam met God, en op die pad sal jy leer om God se wil meer en meer te onderskei, lief te kry en jou daarin te verlustig en met jou hele hart te doen. So kom die geregverdiging deur geloof en die wetsonderhouding by mekaar uit. Wat moet gebeur op hierdie pad van heiligmaking? Daarby het ons verlede week stil gestaan. Almal was nie verlede week hier nie. Wat gebeur op hierdie pad van heiligmaking sodat jy God se wil duidelik sal ken, sal liefkry, van harte sal doen? Jy moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Jou lewe en denke moet nie ingegiet word in die skema en die patroon en die vorm van hierdie wêreld nie, want die skema en die patroon en die vorm van hierdie wêreld word bepaal deur die Satan se leuns, misleiding, waardes en beginsels waarop hy sy koninkryk bou. En deur geloof is jy uitgehaal uit daai koninkryk uit van duisternis en jy's oorgeplaas na Christus se koninkryk van lig. Nou moet jou lewe en jou beginsels en jou waardes en jou doelwitte moet bepaal word deur Christus se ryk van lig en nie meer deur die koninkryk van die Satan nie. Jy moet nie wêreldgelykvormig word nie, maar Christus gelykvormig. Die skema en die patroon en die vorm van jou lewe moet deur Christus bepaal word. Gehoorsaamheid aan die wet. Die gestalte van Christus, die denke van Christus, die wysheid van Christus moet in jou lewe gestalte aanneem. En geliefdes, Christus gelykvormigheid is net moontlik wanneer ons God toelaat om ons denke te vernuwe, want dit gebeur nie in 'n oomblik nie. Daarom sê Paulus, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Ons denke speel 'n kritiese belangrike rol in ons lewe, geestelike lewe. Buite Christus is jou verstand, jou denke onherstelbaar aangetast deur die sonde, en as jou denke nie nuut gemaak word nie, sal jy nooit God se wil ken en doen nie, al ken jy die 10 gebooie uit jou kop uit. As God jou denke nie nuut maak nie, sal jy nie sy wil ken en doen nie. Al kan jy dit soos 'n papegaai opsê. Jou denke moet verander, moet nuut word. Verlede week daarop gewys, die Griekse woord vir verander is metamorfose, dit dui op 'n totale, onherroepelike transformasie, soos wanneer 'n wurm in 'n skoendapper verander. Die werkwoord hier is in die teenwoordige tyd wat dui op 'n voortdurende proses van heiligmaking. As God jou vat en hy red jou, dan verander hy jou. Totdat die sinlose denke, die verwerplike denkwyse, die niksbeduidende gedagtes, die verduisterde denke van 'n verlore sondaar, dis soos Paulus dit beskryf, verander word tot 'n kind van God wat kom tot die volle rykdom van die allesomvattende insig, tot die kennis van die misterie van God, naamlik Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Dis die verandering en transformasie van denke wat Paulus in die oog het, wat jou Christus gelykvormig sal maak. Want Christus gelykvormigheid bring jou lewe in lyn met die denkwyse van Christus. Soos Paulus aan die Korintiërs skryf, hy sê, wat ons betref, ons het die denkwyse van Christus. En wat was die denkwyse van Christus? Bo alles. Luister na Jesus. Hy sê wat is sy denkwyse. Ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil uit te voer nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En daarom sy denkwyse is om gehoorsaam te wees aan die wil van God. Soos wat jou denke vernuwe en jy verander word om aan Christus gelyk te word, sal die Vader se wil en doen daarvan bo alles ook jou hoogste begeerte en prioriteit wees. Dit sal jou vreugde wees. Sal jou vreugde wees. Op hierdie pad van heiligmaking sal God bo alles sy woord gebruik om sy kinders se denke nuut te maak, te herskep, te vul met nuwe inhoud, met nuwe waarheid, wysheid, waardes, beginsels
en bo alles op Jesus te rig, om hom te ken. En daarom Paulus se opdrag in die Kolossense 3 vers 16, laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. In julle woon. Nie oppervlakkig lees nie. Dit moet deel word van jou. Geliefdes, daarom moet ons die woord van God verslind, nie dagboekies nie. Jy kan dit ook lees as jy wil. Die woord van God. Lees, weer lees, oordink, bepeins, bidend lees, sodat God ons denke nuut kan maak en vul met die wysheid van Christus, sodat jy God se wil kan ken en met vreugde kan doen. So word dit gaan. Soos Paulus reg in Romeine 12:2 sê, en hy veronderstel die gehoorsaamheid, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En as hy verder gaan in Romeine 12, dan gaan dit oor die praktiese doen van God se wil. God se openbaarde wil in die Bybel sal so helder en duidelik wees as die son wat opkom. As jy jou verdiep in God se woord en God maak jy sy gees jou denke nuut, sal die wil van God net vir jou al hoe duideliker word. Maar jy sal dit nie alleen ken nie, jy sal jou vreugde daarin vind en jou diepste vervulling sal wees om God se wil te doen. En waar dit begin? By die genade. By die regverdiging deur geloof alleen. Want as jy gered word, as jy voor God gaan staan, dan gaan jy bekleed wees met die geregtigheid van Christus. Maar daar sal 'n lewe wees wat die wil van God doen, wat dit bevestig. Soos met Jesus sal die Vader se wil jou voedsel wees. Soos die psalmdigter sal jy getuig, u bepalings is die vreugde van my hart. Ek rig my hart daarop om die voorskrifte uit te voer vir altyd tot aan die einde toe. En wanneer jy op daardie dag voor die Here Jesus staan, sal Jesus vir jou sê, my kind, jy kan maar ingaan in die Vader se woning, want jy het die wil van my Vader gedoen. Nie volmaak nie. Nie volmaak nie. Net Jesus was volmaak. Maar jou lewe is gekenmerk deur die wil van God. En dit was nie 'n bedryf van wetteloosheid nie. Jy ken die verskil. Mense wat se lewe 'n bedryf van wetteloosheid is, maar dan sê hulle, ek glo in Jesus. Kan jou nie red nie. Nou is die vraag, laat Jesus jou dan in die hemel toe, omdat jy dit verdien het deur wetsonderhouding? Nee, glad nie. Jy is gered deur genade alleen. Die feit dat jy God se wil gedoen het, is net die getuienis en die bewys dat die genade van God jou deur die krag van die Gees getransformeer het. Maar dan moes hy dit gedoen het. Maar as jy nou tot bekering kom op jou sterfbed, dan is jou lewe nie getransformeer nie, maar as jy nog steeds gered. Soos die sondaar aan die kruis. Hy het die een oomblik nog vir Jesus gevloek, en die volgende oomblik het hy gesê, dink aan my. En hy is gered. Jesus het vir hom gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Maar as hy bly lewe het vir nog 20 jaar, sou God hom getransformeer het. Die feit dat jy sy wil doen, is 'n bewys dat jy gered is deur die genade van God en dat die Gees jou getransformeer het van 'n wurm tot 'n skoenlapper. 'n Wurm wat sê hy glo in Jesus sal nie die koninkryk ingaan nie. As die wurm sê hy glo, dan word hy verander in 'n skoenlapper. Dis gewoon die bewys dat jy waarlik uit genade gered is. Wurm sal nie die koninkryk van God ingaan nie. Skoenlapper sal met vlerke van genade invlieg. Jy wurm of 'n skoenlapper? Ek wil afsluit. Eintlik met dieselfde vraag as verlede Sondag se preek. Hoe ons die wil van God sal ken en doen in ons daaglikse lewe? En so 'n bietjie meer as verlede Sondag daaroor sê. As jy as kind van God onder leiding van die Gees jou lewe inrig volgens die wil van God soos geopenbaar in die Bybel, dis belangrik. God se wil is geopenbaar. Nou vra hulle, wat is God se wil? Dis geopenbaar. Doen dit deur die Gees, wees gehoorsaam. As jy dit doen, sal die meeste keuses nie moeilik wees nie. Die Spreuke-digter bevestig hierdie waarheid in Spreuke 3. Hy sê, ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat loop.
Ken hom in al jou weë en hy sal jou paai reguit maak. Paai gelyk maak, sê die 53 vertaling. Ken hom in alles wat jy doen, in al jou weë. Ken hom beteken, wat beteken ken hom? Beteken om hom te raadpleeg deur te kyk na sy geopenbaarde wil in die Bybel en dit dan te gehoorsaam en daarvolgens te leef. As jy iemand ken in 'n saak, dan vind jy uit hoe dink hy daaroor, dan doen jy dit. As hy reg is. Dan sal die Here jou die regte pad laat loop. Die Here sal jou pad gelyk maak om sy wil te doen. Hoekom? Omdat jy reeds binne sy wil lewe. En hoe langer jy met God wandel en sy wil doen, hoe makliker sal dit word om sy wil te onderskei in moeiliker sake wat die Bybel nie wit en swart is nie, omdat jy reeds binne sy wil leef. Soos ek binne sy wil, as ek heilig leef, en ek deur die genade van die Here en deur die krag van die Gees, en ek kom voor keuses, dan gaan ek kan onderskei, want ek leef reeds binne sy wil. As jy met God wandel en jy kom by 'n versteekte afdraaipad wat jou wil wegvat van God se pad, sal jy vassteek. Soos 'n perd in 'n voetpad waar 'n slang lê. Jy gaan stop. Onvrede gaan jou in jou spore laat stop. Hoekom? Want jy stap saam met God. As jy nie saam met God stap nie, gaan jy nie die slang sien nie. Het Jesus nie vir sy disippels gesê, hy gaan voor sy skape uit en hulle volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom af wegvlug, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Hulle stap saam met die herder. Hulle ken die herder se stem. Soos 'n vreemde gaan praat, gaan hulle nie vir hom luister nie. Maar as jy nie saam met die herder stap nie, dan gaan jy nie eers weet dis 'n vreemde wat met jou praat nie. Jy gaan nog dink dis die Here wat met jou praat. Want jy loop in elk geval nie saam met die Here nie. As jy 'n skaap van Jesus is wat jou vreugde daarin vind om God se wil te doen, sal jy die stem van vreemdes herken wanneer hulle jou wil wegrokkel van God se pad. Die profeet Jesaja praat ook hieroor. Hy sê, wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. Dit gaan net gebeur wanneer jy saam met God stap. Wanneer jy reeds binne sy wil lewe, wat in sy woord geopenbaar het. Ek sluit met 'n gebed vir elkeen van u in die gemeente. Ek hou ook nie op om vir julle te bid nie. Ek vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die rykdom van u woord. Ja Here, soms is die rykdom van u woord so oorweldigend dat ons sukkel om dit te verteer en dat ons vasval omdat ons eenoogig kyk na u woord. Dankie dat u ons uit genade red en dat u ons vrymaak, dat u ons die gawe van geloof gee en dat u ons vul met die Gees en dat u geduldig is met ons en dat u ons verander en transformeer, dat ons aan u gehoorsaam kan wees, dat ons u wil kan doen, dat ons met vreugde ons sal verbly in dit wat ons weet is u wil. Ja, Here, help ons om aan u gehoorsaam te wees. Hou ons getrou aan u. Ja, dat ons getrouheid aan die wet meer sal inhou as die van die Fariseërs. En dat u nie vir ons sal sê, ek het julle nie geken nie, julle wat die wet van God oortree. Wees ons genadig, Here. Vul ons met die Gees. Maak ons so getuies vir u, en ligte vir u, in 'n donker wêreld. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die opneem van die dankoffers.